Wie gaan vir ons lees? Ons wil almal kom ons blaai almal na Exodus 3 toe. Maar voordat julle daarna toe blaai, wil ek net iemand vra, wil jy nie wie gaan gou vir my een van die mooiste verse vanoggend lees, Hooglied, die boek Hooglied, hoofstuk 8, vers 7. Alma, dis so mooi, kyk as jy hom gelees het, dan gaan jy vir Derek baie, ons sal het sny, Derek, okay, goed, maar ons sal vir jou pa vra om te lees, kyk hoe bloos sy, sit ek al op die spot, okay, nou terwyl ek jou op die spot sit, Irene, Romeine 11, vers 29. Nou goed, kom ons blaai gou almal na 1 Timotheus 1 toe. Ek weet julle wil nou Exodus 3 lees, maar ons gaan nou by Exodus 3 kom, maar net 'n inleiding, die tema vanoggend is, het julle op die groep gesien, die roeping. Goed, nou goed, ek weet nie of party nou geskrik het, dis hoekom jy nou baie nou nie hier is vanoggend, toe ek nou gesê die roeping nie. Irina vra vir my gister, wat se prentjie? Dis 'n mooi prentjie, want ek sê vir haar, sy moet so 'n prentjie wys, so, toe Rodai klein was sy verskriklik lief vir Oudspap. En ons het 'n kinderbybel gehad, en daar was waar Jesus by Saggeus kom, en nou sal die prentjie, waar Saggeus, waar Jesus vir hom so uit die boom uit roep, en Saggeus, Rodai wil die aand, en sy's klein, en sy lees, sy sê, sy wil vir ons die storie lees. En sy vertel vir ons die storie, en sy sê, toe kom Jesus by die Saggeus, en sy sê, Saggeus kom, ek wil gaan Oudspap eet by jou huis. So, nou ja, die Here wil met ons Oudspap eet. Nou vanoggend se songs het ek op my hart gehad, met 'n doel, to turn our eyes upon Jesus, amen, en that because he lives, I can face tomorrow, amen, and they that wait upon the Lord, shall renew their strength. So dankie André vir jou in bemoediging vanoggend, dat gebed is steeds die antwoord, amen, and I respond, wil jy nie vir die Here sê, I respond to the call of my life. Geliefdes, daar is 'n misopvatting in die lewe onder kinders van die Here vandag, die oomblik as dat die uitdrukking gebruik word, die roeping, dan dink hulle dis net vir dominees. En dit is die grootste misopvatting. Iemand het eendag dit so mooi gesê, ons as, die skrif sê baie is geroep, nou ons as kinders van God is geroep, amen, en daar is op elkeen van ons, 1 Petrus 4 vers 10 sê, elkeen van ons, en Zita vir jou ook, elkeen van ons het 'n genadegawe van God ontvang. Party mense is net voltyds, dis die verskil, maar elkeen, as ons net hierdie begrip kan verstaan vanoggend, en kan sê, Here, ek respond to the call and the purpose of my life, amen. En wie van julle weet, wat is die Griekse woordjie vir sonde? Etienne preek nou oor die sonde vandag, is die woordjie, help my gou, amartia. Goed, nou leer julle 'n Griekse woord, en wie van julle weet, ek weet André weet, wat is die eintlike betekenis vir die woordjie sonde? Om jou doel te mis. Wow. So dis hoekom ons altyd sê, hoer en remoer en rook en drink en steel en al die goed is nie sonde nie. Yes, kyk hierdie gesig nou. Gloei my nie? Maar is 'n lekker kerk hierdie, ne? Maar wat sê ons altyd, dit is die uitvloeisel van sonde. As ek my doel mis en ek buite God se wil is, dan is dit net die vrugte van iemand wat reeds buite God se wil is. Sonde, as ons besef, die Amplified sê dit duidelik, hy sê to sin and miss your mark, om die merk te mis. Daar was enige ou wat geskiet het, of gedaats gespeel het, of pyl, maar in die keis, en toe, daar is net 'n groot bord, en hy tref die bord hierdie kant,
En toe hy daar kom, daar waar die pyl nou in die bord is, toe trek hy 'n kring om daai pyl, toe sê hy is in die kol. Maar dit is nou om jou eie, dit is I do it my way, met ander woorde om die doel te mis. Nou geliefdes, hoor nou wat sê Paulus hierso, in 1 Timoteus 1, kom ons lees gou eers, Hooglied 8 vers 7, hoor nou na, en ek bemoedig julle gaan dit mos vanmiddag of vanaand of in die week wat kom, in klomp vertalings lees, en dit is, dan kry jy ou die mooi van dit. Nou, julle gaan nou allemaal wow sê na hierdie ene. Hooglied 8 vers 7 sê, groot waters kan die liefde nie uitblis en riviere dit nie oorstroom nie. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Nou, dit klink nou snaaks wat hy sê, maar wat beteken geen prys, geen offer, as dit kom by liefde, is geen prys te hoog nie. Julle ken ek weet, meeste van julle ken dit, maar een ny wat het nou nie ken nie, daar was die man gewees, het was hulle, sy vrou se, hoeveelste verjaardag, 50ste verjaardag, en sy stuur vir haar man, of haar man sê die oggend vir haar, loop, kry vir jou, maar is Engels, maar kry vir jou nou iets vandag, en die is hy in 'n vergadering, en daar kom net 'n WhatsApp in, en hy kyk so, en hy sien, sy vrou is hier by 'n plek met 'n persiese mat, van 50.000 rand, 100.000 rand, en sy sal dit graag wil koop. Ja, maar hy sê, maar hy skryf nie daar, maar hy is in 'n vergadering, hy tik nie daar onder, nou, maar hy moet hom net 'n rede gee, en hy wil net sê, price too high, en die aand toe hy by die huis kom, toe val sy vrou hom om die nek, en sy soen vir hom, en sy is so lief vir hom, en sy sê, jy is hom 'n wonderlike man. Toe in die huis kom, toe hang hy persiese mat daar, en hy het so 3 tree teruggesteier, en hy sê, en dit, sy het gesê, jy het ons gesê, nou price too high. So, geen prys, as het kom by die liefde nie, dis wat hy sê daar, so, maar wat hy sê is, many waters cannot quench your love. Is dit nie die mooiste woorde van Godse liefde? En hy praat van die bruid en die bruidegom hierso, maar geliefdes, drink net hierdie woorde in 'n oomblik en sê, many waters cannot quench your love, rivers cannot overcome it. Geen rivier is te groot, maak nie saak wat die offer is, maak nie saak waar ek is nie, Godse liefde gaan haal jou elke keer, en sy liefde het geen einde nie. Wie van julle weet wat in 1 Johannes 4 vers 8 staan? As ek het nou sê, gaan julle allemaal sê, my jette, ja, ek weet wat staan daar, maar ek het nie geweet, dit staan daar nie. 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. Nou as God liefde is dit sy wese, en dank die Here, dat God nie 'n mens is nie. Numeri 23 vers 19 sê, God is nie 'n mens nie. Prys die Here vir dit. Amen. So, many waters cannot quench your love. Nou, Romeine 11 vers 29. Dis nie Nuwe Testament. Vers 29. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Is dit nie kosbaar nie? Ouens, as God jou geroep het, is sy roeping op jou lewe onberoulik. Die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Ek het dit al hoeveel keer vertel, en ek promote nie sonde nie. Hoor my gou mooi, ek promote nie sonde nie, maar daar is die gebeurtenis wat in Suid-Afrika gebeur het van 'n man van God, wat in die vroeë 50s en die 60s, sy naam was Rassie Erasmus, en dit is nie die afrigter nie, maar dit was 'n evangelis wat die Here so kragtig gebruik het, dat die Here, dat hy in PE in die stad sal instap, en terwyl hy deur die
kroegbanke kom om te begin preek, word mense gesond en duiwels gaan uit mense uit. So die salwing en die krag van God op hom gerus, en daai eie man val terug in sonde, en hy lê een aand oor 'n kroegbank, en hy so dronk, dat hy nie kan regop staan, en daar staan 'n vrou buite, op die hoek van die straat, wie se kind besig is om dood te gaan, en hulle gaan half verrassie in sy bedwelmdheid uit, en toe hy op die hoek van die straat, hulle sit sy hand op hy kind, en toe sy hand op die kind raak, toe genees God die kind. Wat beteken, God vat nie die gawes weg nie. Hy doen verantwoordelik daarvoor, maar die feit van die saak is, die genadegawes en die roeping van God, is vir God onberoulik. Hy het nie berou. Numeri 23 vers 19 sê, sê saam met my, God is nie 'n mens nie. Dat hy sou lieg nie, of iets sê en dit nie waar maak nie, of iets sê en berou het oor wat hy gesê het nie. Halleluja, is dit nie kosbaar nie, ouens? Nou, Psalm 138 vers 2 sê, hy het sy woord bo sy naam gestel. Nou, dit is die naam, bo elke naam, en hy het sy woord bo dit gestel. Geliefdes, as God 'n ding gesê het, as hy jou geroep het, en ek wens ek kan dit oor en oor tot ek jou irriteer, sê, as hy jou geroep het, bly dit vir altyd. Nou, hoor wat sê Paulus hierso, en Paulus in 1 Timotheus 1, kom ons lees van vers 12 af, ek het nou gesê vers 13, vers 12. Ek dank hom, wat my krag gegee het, Christus Jesus, onse Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. Ek, Paulus, nou jy kan nou dink, hierdie was 'n groot man van God, maar u ken sy geskiedenis. Nou hoor nou, wat Paulus eintlik sê hierdeur. Hy sê my, Paulus of Etienne, wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof, en die genade van God, onze Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste, met ander woorde die vernaamste sondaar, die grootste sondaar, al sy lankmoedigheid sou betoon om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timotheus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie wete vashou. Nou net tot sover. Nou geliefdes, wat 'n kragtige beskrywing wat Paulus hierso gee, wat ek as 'n inleiding vir oggend gee, en dit is, Paulus praat en hy sê die woorde, ek is die grootste van al die sondaars. En ek wil vandag as Etienne sê, ek wil my skaar by Paulus en sê, ou Etienne het die minste verdien om deur God geroep te wees. En u ken die gelykenis wat die Here Jesus gegee het van twee mense wat gekom het om te bid. Die een was 'n fariseer wat nie eens gebid het nie. Hy het gesê, Here, help my gou. Wat het hy gesê? Ek dank U dat ek nie soos ander is nie. Ek gee my 10de, ek doen al hierdie goeders en ek dien nie van my kinders daar af en alles. En toe kom daar 'n tollenaar en al wat die tollenaar sê is, help my gou. Wees my arme sondaar genadig. En wie het God aangehoor?
Nie die een wat homself geprys het nie, maar die een wat gesê het, Here, ek wil saam met Paulus staan om te sê, ek is eintlik die onverdienstelikste op die aarde. Nou kom ons kyk so bietjie, ons blaai nou na Exodus 3 toe. Exodus 3, nou, dit is in die Ou Testament. Goed, Exodus 3 nou, ons gesels oor die roeping en ons gesels oor God se onberoulike roeping. Sê gou saam met my, God se onberoulike roeping vir my lewe. En ek dank die Here dat hy my geroep het. Ek van wie die vernaamste, wat Paulus sê, die vernaamste sondaar van ons almal is. Ek die minste rede het. Ek, wat hy eintlik sê is, dit is alweer het die Here gekom en die mense appelkar omgegooi. Dit wat dwaas is by die mens omgedraai en gewys, hoe dwaas is die mens, maar hoe God homself verheerlik deur die swakheid van die mens. En Paulus gesê, by 'n punt gekom het, wat hy later in sy lewe, in 2 Korintiërs 12 sê hy, sy genade is vir my genoeg. Halleluja. En ek het gekom by 'n punt, wat ou Paulus sê, soos wat ou Etienne sê, en wat die Here Jesus vir ons geleer het in die gelykenis van die onkruid, en dit is, dat ek my vertroue in myself verloor. En ek oorweldig is deur my eie foute, en ek oorweldig is deur my eie sonde, en dan kom ek by die plek waar God my wil hê, waar ek die bruikbaarste vir God is. Wow. Want geliefdes, as ons by 'n punt kom waar ons voel ons het nou alles gedoen wat kwalifiseer dat God my kan gebruik, is ons op die gevaarlikste plek waar ons kan wees, want dan sluip hoogmoed in. Dan verloon ons Jesus. Ons het hy wat na die aandse Galasiërs sessie bygewoon. Maar dan verloon ons die kruis. En dank die Here dat Jesus gekom het om sondaars te red, waarvan ek die vernaamste is. Nou, u ken die storie van Moses. In Moses 2, Exodus 2, slaan Moses iemand dood en hy vlug. En hy sit in Midian, en hy sit daar aan die ander kant, en hy's down en alles, en hy voel 'n failure, want ek meen, hy het gevlug, hy's 'n vlugteling eintlik. En so kom ons lees, is dit okay as ons so 'n bietjie deurlees deur die hoofstuk? Ons het nou die laaste tyd baie gelees in Galasiërs en in ander dag in 1 Korintiërs 1 ook, en dit is lekker om te lees, en dit is 'n gesonde ding om te lees. En nou, kom ons lees, daarbo staan in die ou vertaling, die roeping van Moses. Ek weet nie hoe hy in alle Bybel staan nie. As jy wil, kan jy daar byskryf Moses en in hakkies jou eie naam se tweede kans. Wie het al gehoor, ons dien 'n God van tweede kanse. Moses hardloop weg en hy vlug van God en hy het alle rede, hy vlug van mense af, want hy het alle rede, want hy het iemand doodgeslaan. Nou ons vertrekskrif vanoggend is many waters. Baie waters kan nie God se liefde uitblus nie. Sê saam met my, blus. Goed, ek onthou, ek was in 'n tegniese skool en ek het pas en draai gehad, en pas en draai het altyd gesê, jy pas skape op en jy draai zolle, maar ek grap nie, maar allerhande veiligheidsmaatreëls gedoen, en ek onthou, een van die veiligheidsmaatreëls was, in 'n elektriese brand, gooi jy nie water op nie. Goed, jy, so, waters kan nie 'n elektriese brand uitblus nie. Goed, so ek onthou dit nou nog. En Moses vers 1, het kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. Nou goed, wie se skaap het hy opgepas? Sy eie. Geliefdes, die Here het in die tweede helfte, onthou Moses het 3 fases van 40 jaar, 40, 40, 40, vir 40 jaar was hy in Egypte gewees, vir 40 jaar het hy gevlug in die woestyn, toe kom hy terug, en vir 40 jaar het hy Israel deur die woestyn gelei. Altyd gesê, Moses the nobody, nee, Moses the somebody.
toe sê Moses the nobody, en toe word hy nou Moses the servant. Toe eers kon God hom gebruik. So in hierdie fase was hy die nobody gewees, maar hy werk aan iemand anders se visie, en God berei hom daarvoor om met skape. Wat het, David, wie het Psalm 23 geskryf? David. Wat was David se beroep gewees? Hy was 'n skaapwagter. Wat was Moses gewees? 'n Skaapwagter. Wat is Jesus? Hy is die goeie herder van wat? Sy skape. Maar Moses moes eers op iemand anders se visie werk. Josef kry 'n visie, hy kry 'n droom, in die tussentyd moet hy ander se drome uitleens, terwyl sy eie droom nog nie uitgelê word nie. En ander, so die lank en die kort is, daar is altyd 'n fase in ons lewens waar jy aan iemand anders dien. En dit is God se voorbereiding tyd. En hier loop hy en hy pas skape op. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy, nou merk daai woorde, by die berg van God, Horeb. Nou ons kan baie gesels, en Irene het ander dag ook met ons gedeel oor Horeb, maar die naam wat God gee aan die berg Horeb is die berg van God. Nou hoeveel keer het manne nie met God ontmoet by Horeb nie? Nou Horeb is die berg van God. Nou geliefdes, ons weet in die Nuwe Testament is hierdie berg nie 'n geografiese plek nie, maar dit is waar God is. God, met ander woorde, dit is die plek van ontmoeting. Die plek van ontmoeting, en elkeen van u het 'n plek van ontmoeting nodig. Nou hy sê, daarop verskyn die engel van die Here. Nou onthou, as ons kan ander dag vir u, of ek kan na die tyd vir u verduidelik, die engel van die Here kan nie in hakkies skryf, is Jesus, wat die groot woord daarvoor is, hy was geïnkarneer in die Ou Testament as die engel van die Here. Wanneer daar gepraat is van 'n engel, dan was dit 'n engel, maar wanneer dit die engel van die Here is, met hoofletters, is dit Jesus gewees. So, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam, uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Die doringbos word nie verteer nie. Wat het Andrei vir ons gelees vanoggend? Hooglied 8 vers 7. Help my gou, almal. Baie waters kan sy liefde nie uitblus nie, verteer nie, demp nie. Hierdie gebeurtenis van hierdie, en ek bid Here vir 'n openbaring vanoggend. Open ons oë dat ons kan sien die wonders wat U vir ons wil sê. Hierdie doringbos het nie uitgebrand nie. Die simboliek daarvan, die stryd voor daar vir ons is, sy liefde kan nie uitgeblus word nie. So dis die onuitblusbare liefde van God. Geliefdes, laat, in Deuteronomium, net voor sy dood, Deuteronomium 32, toe skryf Moses voor God 'n lied. En wat sy karaktereienskap, wie van die weet wat het hy geskryf? Hy het gesê, God woon in 'n doringbos. Wow. God woon in 'n doringbos. God, dis sy blyplek. Hy het gekies om daar, hy het sy intrek geneem in 'n plek. Maar daar waar hy sy intrek neem, kan niks verteer nie. Sy liefde verteer nie. Many waters cannot quench your love. As Moses al die waters wat hy by hom gehad het, gebruik het om hierdie bos nat te spuit, kon dit nie gebeur het nie. Daarom in die boek Hooglied gee die bruidegom vir die bruid hierdie voorbeeld, en hy sê, ek besweer jou by die gensbokke. En hierdie woord wat ek al baie al gesê het, besweer in die Joodse kultuur dui op, as ek kom ek sê nou maar, maak nou nie saak nie, as ek vir Ben besweer by iets, beteken dit ek sê, hou vir hom daai iets voor, en ek sê vir hom, word soos dit. Hier is 'n voorbeeld, so ek besweer jou om te word soos dit.
Ek pleit eintlik by jou, ek sê vir jou, ek challenge jou eintlik. Met ander woorde, wat hy vir die bruidegom, van die bruid sê is, ek besweer jou by 'n gensbok. Beteken hy sê eintlik vir die bruid, ek is 'n gensbok, want sy beskryf hom en sê, my beminde is soos die gensbok wat oor die berge hardloop. En hy sê vir die bruid, hy sê, word jy soos 'n gensbok. Nou hoekom sê hy dit vir haar, wat hy bestryd voor sê is, hy sê nie daar 'n bees, of 'n hondjie, of 'n katjie nie, hy sê, 'n gensbok is 'n wilde dier. En dit was die begrip van daai tyd. Hulle het besef, 'n gensbok is nie 'n mak ding nie, en jy kan hom nie mak maak nie. Wat beteken, be wild at heart. Wat beteken, niks mag jou liefde tem nie. Nie teleurstelling nie, nie niks nie, noem die goeders, kom ons wees mens, help my gou, wat tem mense se liefde vir mekaar en vir die Here? Wees nou eerlik, kom ons, help my gou Pieter, wat tem mense se liefdes? Teleurstelling, misverstand, die is 2 gruesome goeders nog, vertroue, nog, een gesindheid, een verkeerde gesindheid, ensovoorts, en bijvoorbeeld as iemand sy woord gebreek het, teleurstelling, aanhoudende teleurstelling, verwerping, ensovoorts, geliefdes, dis alles dinge wat iemand sy liefde kan tem, maar wat hy sê is, as jy is soos 'n gensbok, kan niks jou liefde tem nie. En dan sê hy hier en dit is die boek Hooglied, be wild at heart. En dit is wat hy sê, ek is soos 'n gensbok, die Here is soos 'n gensbok, en hy sê, niks gaan my liefde vir jou tem nie. Jy kan my nie tem nie, ek is wild. En halleluja daarvoor. En geliefdes, as jou liefde mag nooit en kan nooit en moet nooit en is suppose om nooit getem te kan word deur die omstandighede en die waters van hierdie lewe nie. Nou die Here kom hou iets voor vir Moses en hy sê in hierdie doringbos se eienskap, want God het ingetrek in daai doringbos in, en nou kan daai doringbos nie getem word nie, hy brand en hy brand en hy brand, en dit was die nuuskierigheid gewees. Geliefdes, hoor my woorde vandag, en hou hierdie woorde van die doringbos wat nie verteer nie, en Hooglied 8 wat sê, baie waters kan die liefde nie tem nie, hou in gedagte Romeine 11 vers 29 wat sê, sy roeping en sy liefde vir jou, sy gawes vir jou is onberoulik. Geliefdes, hoor my stelling vanoggend. Moses se moord kon nie God se liefde vir hom geblus het nie. Want God het hom geroep. En onthou, moord was die hoogste sonde in daai tyd. Sy moord kon nie God se liefde vir hom geblus het nie. Niks, many waters cannot quench your love for me. Halleluja. En hier staan Moses, en vers 3 sê, en Moses sê, laat ek tog nader kom, hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Ek het hierby geskryf, hy sê, toe sien die Here dat hy nuuskierig nader kom, en roep God na Moses en sê, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Geliefdes, God se liefde fascineer my. God se liefde fascineer my. En mag dit opnuut vandag 'n roepe in jou hart wees en sê, Lord, I want to be changed and renewed by your love. Ek sê altyd, en vergewe my vir die 303 keer, wat ek het al sê, toe ek standaard 6 was, toe by die kerk, ou rebelse Etienne, wat altyd aan die voorbok was, dat die pastoor gevra het, laat hierdie mannetjie net wegkom van die kerk af. Toe besluit hulle daai dag vir die jeuggroep, want ek het die jeug bygewoon, glo dit of nie, toe wys hulle ons 'n fliek met die naam van The Burning Hell. Met die hoop dat ou Etienne kan draai.
En daai aand, maar ek meen, die van julle wat daai fliek, ek weet toe ons kinders daar, ek weet nie of jy dit nog kyk, maar wie van julle weet van daai fliek? Maar dit was 'n griller fliek, of 'n riller. Maar in elk geval, en na die tyd, toe kom die jeugleier voor, en hy sê, ek tel 3. Dan moet jy hier voorkom staan, en jou lewe vir die Here gee, anders gaan jy hel toe. Hy het nog nie by 2 gekom nie, toe staan ek voor. Dit was die Vrydag aand, daai Sondag, toe sou Etienne weer dieselfde, onveranderd, die ou Etienne. 'n jaar later, staan dit 7, is ons op 'n kamp, en die liefde van God raak my aan, en ek is op die knieë, en ek huil onbeheerst, want die liefde van God het my aangeraak, en ek is nooit, ooit weer dieselfde nie, want ek het daai aan sy liefde geproe. Geliefdes, vrees verander nie mense nie, God se liefde fascineer ons. Many waters cannot quench your love, vers 5, en hy sê, moenie nader kom, jy trek jou skoene af, van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilige grond. As jy skryf in die Bybel, kan jy daar skryf, the place of separation. Die plek van ontmoeting is die plek van verandering, die plek van waar jy, wat is separate in Afrikaans, is die plek waar jy jouself skei, een kant sit, afsonder, geliefdes, wie van jy weet, help my gou my vrou, wat is die woord roeping, as die Here sê, ek roep jou in die woord Grieks, is kaleo, dis wat die woord kol vandaan kom, en van die woord kaleo, kol, kom die woord kerk vandaan, en die Griekse woord vir die woord kerk is ekklesia, wat 'n infinitief is van whatever nou, maar dit is die woord kerk, ekklesia, wat van die woord kaleo afkom, wat beteken the called out ones, wat beteken die Here het ons uitgeroep, uit die gees van die wêreld, dis hoekom hy vir die Babylon sê, kom uit hulle uit my volk, en die woord kerk beteken separated ones, called out ones, to be holy, separate, om holy te wees beteken om jouself eenkant te sit. Amen, so dit is wat dit is, om 'n trouring te dra, om jouself eenkant te hou. Goed, maar nou gaan dit aan, hy sê, nou geliefdes, nou kom ons, vers 6, verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God te sien. Nou daai God te sien is Jesus homself. Vers 7, en as jy pyltjies maak in die Bybel, kan jy terug 'n pyltjie maak na 2 vers 23, 24 en 25, waar die Here sê, ek het die gekerm van my volk en die seer en die geroep van my volk gehoor, daarom het ek jou gekies. Vers 7 sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte gehoor, en oor hulle drywers gehoor, en ja, ek ken hulle smarte. Nou geliefdes, vers 8. 2 woorde kom nou hier uit, om en dat, omdat. Nou ek dank die Here, as jy weet nou, ek motiveer altyd lees in baie vertalings, en as jy kan, lees 'n bietjie in Hebreëus ook. Maar dan gaan kyk jy na die vertalings, en hier is die Afrikaanse vertaling die mees akkuraatste vertaling, wat dit so vertaal. Hy sê, daarom het ek neergedaal om, hulle uit die Egiptenaars te red ensovoorts, nou die woordjie omkring daai woordjie om. Nou geliefdes, wanneer God jou roep, is dit altyd vir 'n doel. Lukas 4 vers 18 en 19 sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die gevangenes vrylating te stuur, om 'n goeie nuus te verkondig, om die blindes gesond te maak, om dit. Geliefdes, God se roeping vir ons is altyd met 'n doel. Sê saam met my Dit is vir, of te, dit is vir 'n rede. Dit is vir 'n rede. Nou ek het hier 3 dinge geskryf. Nommer 1, God se liefde eerstens fascineer my. En dan, God se liefde trek my.
Hosea 11 vers 4 sê, ek trek jou met koorde van liefde. Maar hoekom het God hom getrek? Want hy het 'n groter doel, want die mense krepeer, en jy wat Moses is God se geroepene vir hulle. Onthou altyd daai ding wat ons altyd sê, ek verstaan nie altyd, God het gesê, jare en jare voor dit, het hy vir Abraham 'n ding gesê, en hy het gesê, Abraham, jou volk gaan 400 jaar in Egipte wees. Maar ons leer dat hulle was nie 400 jaar in Egipte nie. Hulle was op die ouene 430 jaar in Egipte. Hoekom? Want hierdie man Moses, wat God se keuse was, wat deur God geroep was, hardloop weg van God se roeping, en intussen tyd kry die volk swaar. Want jy, man van God, jy die een wat geroep is, hardloop weg van God af. As gevolg van jou eie moord, en as gevolg van jou eie ding, en jy verstaan nie, dat nie as jou moord kan God sy liefde uitblus vir jou, en vir die volk nie. Op my nota staan, wow. Goed, so eerstens, God se liefde fascineer my. Tweedens, God se liefde trek my. En derdens, God se liefde salf my omdat hy my gesalf het om te. Geliefdes, ek hoor nou my stelling vandag, sy liefde word nie sonder 'n doel aan my bekend gemaak nie. As God met jou ontmoet by die braambos, is dit altyd vir 'n groter doel. Daarom het Paulus by 'n punt gekom in 2 Korintiërs 5 vers 14 wat hy sê, die liefde van Christus dring my. Die liefde van Christus dring my. Geliefdes, as ons net so 'n fraksie van die liefde vir die kerk kan hê, as wat Paulus vir die kerk gehad het, as wat Moses vir die volk gehad het. As jy gaan lees deur die verhaal, ek het nou met die nuwe Bybel, het ek nou 'n bietjie hierdeur gewerk, en dan sien ek elke keer hoe die volk Moses wil doodmaak, en dan kom die Here, dan toets God vir Moses, dan sê die Here vir hom, hy sê, ek gaan hierdie volk nou afvee van die aarde af, maar vir jou Moses, gaan ek 'n groot man maak. Dit het 'n paar keer gebeur. Dit is 'n trant, dan pleit Moses by die Here en sê, Here, spaar die volk. En dan gaan hy net uit, dan sy skaars, en dan die toorn van die Here bedaar, as ek dit so kan sê, dan kom Moses vir die volk, dan murmureer hulle hom, en dan wil hulle hom doodmaak. En dan kom die wolk van die Here tussen Moses en die volk, asof die Here net intervene elke keer. En dan toets God vir Moses weer, dan sê hy, Moses, kom ons maak hierdie mense dood. En dan sê Moses, nee Here, spaar die volk. Haal my naam uit die boek van die lewe uit. Het jy geweet, het staan daar, dat Moses gesê het, ek is bereid om hel toe te gaan, terwille van my volk. Iets moes in Moses gebeur het, en dit het hier gebeur. Die liefde van God fascineer my, dit trek my, en dan salf dit my vir 'n groter doel, ouens. Nou, hoor in vers 10 sê, onthou dis om en dat, vers 10 sê, gaan nou heen, dat ek jou kan na Farao kan stuur, dat ek jou kan gebruik. Met 'n doel, geliefdes, met 'n doel. Nou, vers 13, hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? Nou eerstens, weer ons Afrikaanse vertaling, yes, wat dit die beste vertaal. Jy vra nie vir iemand, hoe is jou naam? Jy vra vir iemand, wat is jou naam? Stem jy saam? Maar Moses het hier met God te doen, onthou hy beleef God. En geliefdes, as jy in die teenwoordigheid van God inkom, noem die Bybel dit, hy het 'n beskrywing deur die hele, in die Ou Testament en die Nuwe Testament, hy praat van die kennis van God. Het jy dit al gelees? Hy sê dat ons kom tot die kennis van God. Wat beteken, as jy in God se teenwoordigheid kom, dan ken jy dinge wat jy onder normale omstandighede nie sou ken nie. Dis wat die Bybel bedoel by die verligting deur die Heilige Gees. So jy weet net dinge
wat iemand jou dit nie geleer het nie. Dis hoekom 1 Johannes 2 vers 20 en vers 27 sê, die salwing bly in julle en julle weet alles. Wow. En julle het selfs nie eens nodig dat iemand julle leer nie, as gevolg van die verligting wat in julle is. Moses is met God besig en hy vra hierdie vraag. Hy vra nie wat is u naam nie, hy sê hoe is u naam? Hoekom? Nou, wie van julle wil dat ons weer die boodskap, ek sal dit nou nie weer preek nie, maar op die groep sit die asem van die lewe. Nou, 'n tyd terug het ek bedien oor die asem van die lewe. Wat ons op die groep sal sit, as julle dit, maar ek wil julle challenge om dit net weer te kyk. Maar hy vra die Here hierdie vraag, hoe is u naam? En God sê, het jy geweet, daai woordjie ek is, wat ek is 'n menslike term, wat die mens daar gesit het, as gevolg van 'n fonetiese klank. Maar ek het nou die dag net weer, die woordjie Yahweh, is nie 'n naam nie. En mense gaan so te kere oor 'n naam, dit is nie 'n naam nie. God kan nie 'n naam gegee word nie. Daai woordjie Yahweh is 'n klank, dit beteken so, toe Moses met God daar ontmoet, moes dit 'n belewenis gewees het, toe hy sê, Here, hoe klink u naam? Wow. Hy het net iets geweet. Hy het nie gesê, Here, wat is u naam nie? Hy het 'n klank gesoek en gesê, Here, hoe is die geluid van u naam? En hy hoor hierdie, die mensdom, toe ek Hebreëus gehad het op Bybelskool, is ons dit ingedrul, dis hoekom dit in die Hebreëse taal sonder vokale geskryf word, as jy nou die groot woord, dis net Yahweh, wat 'n menslike fonetiese term is, ons is die naam Jehovah of Yahweh is menslike gegee, dit is, maar die groter naam van God is 'n geluid. En ek het nou die dag net weer, toe kyk ek in Hebreëus, en ek sien daar staan net, wat beteken die asem van die lewe. Dan verstaan ons toe Adam daar lê op die grond, en hierdie kleipot daar op die grond lê, en God afbuk, en God se mond op Adam se mond plaas, en hy blaas in hom, toe sê hy, He gave man the kiss of life. Hy het sy asem, wat beteken die ruach, die asem van God ingeblaas in die mens. Wie hoendervleis, om dit te hoor, geliefdes, en dit beteken, ek het hier geskryf, hoor nou mooi, God se naam, hoe is u naam, vra hy, en hoe het hy geweet om vir God te sê, Here, hoe is u naam? Die kennis van God was daar, he met face to face, he just knew it. Wie van u weet, man en vrou, daar is dinge kere wat woorde oortollig is, jy weet nie dinge. Amen. Nou hoor nou mooi, my stelling vandag is, sy naam is 'n geluid, wat in jou wese intrek, en het raak jou vir altyd. Sy naam is 'n geluid, en as jy sê die naam, dis gaan wonder, die Bybel sê die duivels sidder, as hulle net hoor, ek is. Picture dit gou, Jesus staan in Getsemane, en ek weet jy weet dit in Johannes 18, kom hy uit die tuin van Getsemane, hy het gebid en alles, en hy kom om hom oor te gee, aan die soldate, en hier sien hy kom 'n weermag van soldate om vir Jesus gevange te neem, jy ken dit? En hulle vra, Jesus vra vir hulle, wie soek julle? En hulle kyk, hulle sê, ons soek vir Jesus, die Nasareer. En Jesus, wat antwoord Jesus hulle? Hy sê, ek is. En toe hy woorde sê, ek is, wie van die weet, wat het gebeur? Toe is die hele weermag, val hulle neer. En Jesus sê, julle hoef nie. En hulle lê op die grond, hulle het nie krag nie. Want net die naam, net die uitdrukking, ek is. Toe Jesus sê, ek is. I am. Kom ons gee gou vir die Here hande klap, ouens. Halleluja.
Yes, amen. Sy liefde fascineer my, maar dit fascineer my nie net nie. Hy sê, hoe is die naam? En hy sê, ek is wat ek is. Nou eintlik het, ek onthou toe ons Hebreëus gehad het, toe ons geleer, die woordjie ek is nie, die woordjie wat, is nie eintlik, dit is eintlik wat God gesê, daar is ek is. Dit is eintlik wat daar staan. Ek is wat ek is, ook sê hy, so moet jy vir die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Wow, the great I am. Dis hoekom hy gesê het, ek is die weg en die waarheid. Toe sê God verder van Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur, dit is my naam vir ewig, dit is my naam, hoe is my naam? Ek is, die geluid, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Nou hoor nou, en dan gaan hy aanskies en hy sê, ek het ag gegee in vers 17, daarom het ek besluit, ek wil julle ellende, julle uit die ellende van Egypte laat optrek, ensovoorts. Nou geliefdes, vers 18 sê, en hulle sal na jou luister, dan moet jy met die oudstes van Israel, na die koning van Egypte gaan, en julle moet vir hom sê, en merk nou hierdie woorde, die Here, nou die woordjie Here, is die woordjie Yahweh, die verbondsnaam, en hy sê, die Here, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet. Het ons ontmoet. Geliefdes, mag u kan sê, die God van die Hebreërs, die God van Abraham, Isak en Jakob, het met my ontmoet. Mag jy met God 'n ontmoeting hê. Nou, kom ek trek saam. Die verskil in Moses was, hy het met God ontmoet. Geliefdes, hier was Moses nie net meer gefascineer oor God se liefde nie, maar God se liefde het hom gevat van geslag tot geslag. Kom ek verduidelik vir u so. Daar's baie goeders, daar's baie goed, wat in Moses verander het na hierdie dag. As ons na die boek Hebreërs gaan kyk, sal ons sien, Moses was vloeiend in woorde, hy was magtig in woorde toe hy in Egypte was. Hy was geleerd, Moses was op het gewees, hy was in die wetenskap geleer, hy het opgegroei, hy was die slimste in die huis van Farao gewees, en die skrif sê hy was magtig in woorde. Wat het na hierdie gebeurtenis gebeur? Sy broer Aaron word verander na Aaron, want hy het gehakkel. Skielik is sy spraak verander, hy begin hakkel. En hy sê, Here, ek het iemand anders nodig, want het sal nie hakkel grappies maak nie, maar in elk geval, maar so hy het begin hakkel skielik. Wat het nog in Moses gebeur? Wat het nog verander? Die skrif sê, as jy gaan aanlees, dan sien hy het 'n staf gehad. Later sien ons daai staf, daai selfde stuk stof, stok, wat hy hier gehad het, toe hy die skape opgepas het, was nie meer Moses' staf nie, later het het gepraat van die staf van God. Toe het sy staf, God se staf geraak, maar die grootste karakterverandering, en die grootste eienskap wat verander het, hier staan 'n ex-moordenaar, 'n ou wat nie nonsens vat nie. En die volgende oomblik lees ons, toe hy hier uitgaan, lees ons in Numeri 12 vers 3, sê, Moses was die sagmoedigste mens op aarde. Een oomblik was hy 'n riller, en die volgende oomblik verander het om in die mees gebroke man, op die skrif sê, op die bodem van die aarde. Die sagmoedigste mens, want iets van God het op hom afgesmeer. Iets van God het op hom afgesmeer, en hoe kan ons nie altyd daaroor praat nie, maar van geslag tot geslag, en as ons gaan kyk, net voor Moses se dood, kom ek vat saam, sien ons dat Josua by hom oorgevat het, en die skrif sê, Josua het die gees van God en mag op hom gehad, en hy het leierskap gehad, en Josua het net na vore gekom, maar die skrif sê daar in Deuteronomium 34 vers 9 staan,
Hoekom was Joshua so dinamies gewees? Hy sê want, omkring in jou gemoed, daai woordjie want. Hoor jy want? Moses het hom die hande opgelê. En die gees wat op Moses was, het op Joshua gekom. Van geslag tot geslag. Paulus leer vir ons dit in die Nuwe Testament, 1 Timoteus 4 vers 14, een van die baie gebeurtenisse. Hy sê, my kind Timoteus, die genadegawes is op jou, want dit het op jou gekom deur die oplegging van my hande. Van geslag tot geslag. Geliefdes, God se fascineer my, dit trek my en dit salf my om dit oor te dra na iemand anders. Dis net God se liefde wat my vyande, only his love can love my enemies. Nou kom ek sluit af met hierdie woorde en sê, kom ons bid. Psalm 92 vers 11 sê, ek is met vars olie gesalf. Wow. Kom ons bid vandag vir so vars ontmoeting. Hoor nou, dat sy naam, die geluid van sy naam in my wese sal intrek en my vir altyd verander. Dat sy liefde my sal dring na mense, soos Lukas sê ons leer, om lief te hê soos die Vader mense lief het. Halleluja. Nou ek wil dat ons hierdie nog gaan vir ons 'n lied speel, of sommer sing vir myself, maar derg net, wat net 'n samevatting is van dit wat ek bedien het vandag. Maar vanoggend toe ek weer hier deurgaan, toe dink ek aan Dave Cape. Nou Dave Cape is deel van die Cotton familie van PE, en hier in die vroeë 90's het Dave uit 'n boek geskryf, en ons is bevoorreg om hom face to face te ken, die ou The Towel and the Basket. Nou as jy die boek wil kry, dis iets worth, want die Here het hom gedoop, en hy het 'n braambos ervaring met God gehad, en hy het mense begin lief kry, en hy het mense lief begin kry wat nie vir hom lief was nie, en hy kon nie verstaan dat hierdie liefde van God so geweldig brand in sy hart nie, en hy het vir die Here begin sê, Here, enige iets, wat kan ek vir u doen? En op 'n kol het die Here in hom gewerk om nederiger en nederiger te word. Hy sê dit nou nie, maar 'n ou sien die vrug. En tot op 'n tyd dat hy dit op sy hart gevoel het om 'n skottel te vat en 'n handdoek te vat en mense se voete beginne was. In die bediening in die gemeente daar waar hy is, maar dit het al hoe meer geeskaleer, en in hierdie journey met God het hy gesê, Here, ek sien vandag kans om, dit is maklik om die gemeente se mense se voete te was, maar Here, stuur my bietjie na, stretch my geloof, en die Here stuur hom al hoe verder, en al hoe meer om mense, en so het hy 'n journey begin, wat hy mense se voete beginne was het, tot op 'n punt dat hy opgegaan het in Afrika in, en so face hy elke keer mense se ondankbaarheid, en hy trek mense se skoene uit, en hy sien stinkende voete, en vuil voete en alles, maar hy was hulle voete, en tot op een dag, en dan challenge die Here om te sê vir hom, Dave, is hy more? Beteken dit, is jy bereid om nog meer? Dink jy kan nog meer lief hê? Ja, en dan, okay Here, en so gaan het dieper en dieper, en ergens op in Afrika, sê die Here vir hom die een aand, of die een oggend bietjie dag, of whatever, Dave, sien jy kans om die ultimate liefde te bewys, van my liefde, sien jy kans om my liefde, die ultimate liefde wat ek het vir die mens, te ervaar vandag, en hy weet, hier kom 'n challenge, want onthou as God jou 'n ding vra, is dit om te,
Stem jy saam, ons het vandag geleer, God vra jou nie net die ding, hy het 'n doel. En hy sê, ja Here. En die Here sê vir hom vandag, gaan ek vir jou wys wat liefde is. En die Here gee vir hom 'n naam. Hy weet nie, en die Here gee vir hom net 'n naam. En die Here sê, gaan na daai village toe vandag. En hy kom by daai village. En hy vra vir die mense, hy sê, ken julle so 'n naam? Onthou, hy het 'n naam net uit die lug uit. Ons weet uit van die Here af gekry. En hulle sê, ja, hy is so 'n persoon. Wow, in 'n vreemde land. En hulle wys hom hierdie steegies en hy so hierdeur en daarna tussen die gopse in die niks. En die Here sê, en hulle wys vir hom, hier so, okay, en eventueel, maar hulle vra vir hom, hoekom soek jy? En hy sê net, nee, relax net. En hy kom in 'n hut, en daar sit 'n man, die naam wat die Here hom gegee het, in sy stilte tyd. En toe hy daai man se voete moet was, toe krak hy. Want toe daai man se kouse uitgetrek word, toe sy malaats. En is iemand wat hom nie daar wil hê nie, wat nie lief is vir hom nie, wat hom nie waardeer nie. En hy sê, nee, Here. En die Here is net stil, en hy weet net, vandag is dit die ultimate wat ek nog ooit. Maar hy sê, hy dog dat hy mag gaan, maar dan huil hy so, as hy besluit, nee, hierdie prys is te hoog, dan kom dan huil hy, en hy besef net die liefde wat God vir hierdie persoon het, tot hy by daai punt gekom het, dat hy hierdie persoon se voete gewas het. Ek kan nie meer vir die uitkoms van dit sê nie, maar al wat ek weet, is the towel in the basket, en geliefdes, as u weet, dat die skrif sê, in Lukas 12, vers 36, as ons in die hemel kom, dan gaan Jesus met 'n towel en 'n basket daar staan, en hy gaan u voete was, en sê, kom in die bruilof. Geliefdes, kan ons nie gedoop word, en sê, Here, gee ons 'n liefde vir ou Vryburg, wat ons al so teleurgestel het, wat my liefde vir Jesus al so gedemp het, wat my liefde vir hierdie dorp al soveel gedemp het. Ons kan dink aan hoeveel redes vandag om te sê, Here, Vryburg verdien nie u liefde nie. Maar dan dink ons aan ou Paulus wat begin het te sê, ek, die vernaamste vir al die sondaars. Nou kom ons, Irina gaan vir ons 'n lied speel, en wil u nie vandag net, sommer net intrek by die Here, en sê, Here, bedien my hart vandag. Ek gee my hart net oor vir u, en sê, Here, ek wil ook 'n Braambos belewenis met u, dat u liefde so in my hart sal intrek. Amen. Yes, kom ons sit net voor die Here en ons, yes, kom. Many waters cannot quench your love. Rivers cannot overwhelm it. Oceans of fear cannot conceal your love for me. Many waters cannot quench your love. Rivers cannot overwhelm it. Oceans of fear cannot conceal your love for me. Your love for me. Hold me down. Flow in me. Fill me out like the deepest sea, like a crashing
Many sorrows cannot quench your love. Darkness cannot overwhelm it. And I will not fear, because your love is here to comfort me. Many sorrows cannot quench your love. Darkness cannot overwhelm it. I will not fear. Your love is here to comfort me. You comfort me. Yes, you do, Lord. Holy love, flow in me. Fill me up, Lord, like the deepest sea. Yes, Lord, like a crashing wave, pouring over me. Holy love, flow in me. And when I find you, I find healing. When I find you, I find peace. And I know that there's no river so wide, no mountain so high, no ocean so deep, you can part the sea. Yeah, holy love, flow in me. Fill me up, Lord. Like the deepest sea, like a crashing wave, going over. Yes, Lord. Holy love. O Here, dankie dat U ons vul. When I find you, I find Yes, Lord. Dankie Jesus dat ons net kan bid vandag, Here, dat die liefde van Christus ons sal dryf, waar ander sou oordeel, waar ons self vroeër tyd sou geveroordeel het, of neergekyk het, dat ons nou sal buig en voete was, dat ons sal saam huil, Here, soos wat Moses veranderd was, vir die res van sy lewe, bid ek, Here, dat die geluid van U naam, in my sal intrek, en die asem van lewe, my hart sal vul, in Jesus naam. Oh, we thank you, Lord. Dankie vir die liefde wat onbeskryflik is, in Jesus naam. Amen. Halleluja, halleluja. Wie van u weet dat God is so bietjie groter, sy liefde is redelik groter as wat ons, en sy genade is groter, soos die uitdrukking wat ek in my studentejare eerstens beleef het, die uitdrukking van wanneer my genade opraak met mense, dan begin God se genade eers. Wow. Is dit nie lekker om te weet dat Paulus sê, Here, U was so goed vir my. U genade het my gaan uithaal keer op keer, op keer op keer, op keer op keer. En dan kom sy liefde maar net, dan tel het my maar net weer 'n keer op. Amen. Amen. Tia, ek wil julle bemoedig vandag, en kan ons ook vir julle as 'n gesin bid. Vir julle bid, maar ek wil eintlik dat ons vir julle kind bid, maar saam met julle bid. Beleef so, ou Zita, dat die Here
Die Here het so groot plan met jou lewe en so graag vir julle bid vandag. Is dit reg so? Wil jy nie iets meer kom staan? Ek weet, julle is nou nie altyd so lief om op die sport geplaas te wees nie, maar sommer julle as gesin en yes. Dit is vir my so kosbaar. Is dit nie kosbaar, geliefdes, dat 'n jong kind van 10 so honger vir die Here het, en as jy hier voor staan, dan kan jy dit sien. Ja, so kom ons brei net ons hande uit en ons bid net die seën vir die Here vandag en oor hierdie gesin. Julle is vir 'n groter doel vandag hierso. Yes, ja, kom ons bid sommer. Halleluja. Andre. Okay. Of kom ons brei net, Here, ons wil vandag vir hierdie gesin bid. En dankie vir Zita en wat ek net vandag by haar kom beleef. Hoe hierdie jong kind in haar onskuld die Here soek. En 'n honger vir die Here het. En u sien baie dieper as wat Etienne sien of selfs haar ouers sien. U kyk baie diep en soos Dawid, Here, wat u in die hart ingekyk het. En Here, ek beleef net vandag dat u in hierdie jong dogter se hart inkyk. En u sien iemand wat God liefhet. En daarom wil ons vandag bid vir hierdie gesin, dat u hulle sal toemaak en hulle sal beskerm en 'n muur van vuur om hulle sal wees, en dat hierdie roeping van God op hierdie jong dogter se lewe beskerm sal wees, dat u haar sal beskerm, en dat u hierdie ouers die wysheid sal gee om dinge raak te sien, soos wat Eli iets raak gesien het toe Samuel dit nie raak gesien het nie. En hierdie pa het net, hierdie vaderfiguur het net gekyk en hy het gesê, Samuel, as jy weer jou naam hoor, sê net, Here, hier is ek, want hy het iets waargeneem. So bid ons, Here, dat soos wat ek vandag iets waarneem, en bid ons dat hierdie ouers wat het 10-1 lang al waargeneem het, net die wysheid sal hê om haar te rig, om op te groei as 'n vrou van God, in die naam van Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Ekskuus vir die ongerief, maar ons seën julle. Mag die Here 1 Samuel 3, mag die Here vir jou as pa die roeping van Samuel, maar 1 Samuel 3 vir julle gee, en mag die Here, as jy dit lees, vir jou baie wysheid gee vir dit. Ek ervaar dit net as 'n boodskap van die Here. Yes. Amen. Is jy harte bemoedig? Ek sien nou jy het ek lank gepraat vanoggend. Sorry. Nou is julle stil. Goed. Amen. Baie dankie. Wie gaan vir ons afsluit? Yes, nou moet ek sê, soos nou nie almal op een slag nie. Johan, sien jy kans om vir ons af te sluit? Nee. Sê ag, Sim, is kosbaar. Goed. Eirie. Ja, onthou, hy het dit einde van 'n gezel gepraat. Wat ja, dis 'n wilde dier. Dit was ja, willebok, ja. Kyk ons, dit wat daai tyd en vandag is nie noodwendig dieselfde, maar dit is nou nie ja, soos ek dit het, ja. Dit daai tyd die skape was ook bietjie anders, maar goed. Wie gaan vir ons bid? Okay, dankie. Prys die Here. Gert, gaan jy vir ons bid? Hy kyk ons hier van onder af. Here, baie dankie dat ons na u woord kon luister. Dankie dat ons kon hoor dat daar niks is wat u liefde vir ons kan verswak nie. Daarom bid ek, Here, dat u ons die genade sal gee, dat ons soos u, ons woord, bo ons naam sal stel, en dat daar niks sal wees wat ons liefde vir ons naaste sal afkoel nie. Lei ons deur die week wat kom, Here, en wees u aan ons sy, laat ons u verheerlik in alles wat ons doen en sê. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen.